SAVF is die ontwikkelaar van 380 nuwe wooneenhede en 'n gesondheidssentrum by die Oogaftree landgoed in Mokgopong, Limpopo. Hier word 'n Bosveld aftree leefstyl geskep waar natuur die mens en gesondheidsorg integreer. Jong, ek het so 'n paar sommetjies gemaak om te kyk of mense kan uitvind wat gaan gebeur oor die volgende klompie weke en maande in Suid-Afrika, miskien selfs jare, en ek het gereken om dit met julle te deel, 'n paar van hierdie syfers. Net eers dit, die inflasiesyfers vir Februarie is hierdie week bekend gemaak en die inflasiesyfers is 3%, baie goed, presies waar die Reservebank dit wil hê. Maar ek is nou jammer om te sê, hier gaan nogal 'n redelike stewige verhoging kom in die petrolprys en die dieselprys. Ons praat van so amper R5 en so amper R8 en so aan, en dit gaan natuurlik opwaartse druk op inflasie in Suid-Afrika plaas. Maar die maartsyfers van inflasie, die gaan nog relatief goed lyk. Ek sou sê in die omgewing van so 3.2, 3.3% of so, maar die maand daarna, dan kom die groot moeilikheid. En dan gaan die inflasiekoers waarskynlik styg tot so wat 4.5%, selfs 5%, en daarna hang dit natuurlik af wat word van die internasionale olieprys en alles wat daarmee saamgaan. So ek is bevrees 'n verhoging in rentekoers is 'n baie groot moontlikheid. Die Reservebank gaan hierdie week, komende week gaan hulle vergader. Ek dink hulle gaan rentekoerse onveranderd laat. Rentekoerse onveranderd laat, maar 2 maande daarna dink ek die Reservebank sal moet begin om rentekoerse te verhoog, en hang af van omstandighede, miskien 2 keer, 25 basispunt verhoging, miskien net 1 keer, maar dit is baie belangrik dat die Reservebank so gou as moontlik optree om hierdie inflasieproses so gou as moontlik te stop. Beteken ook dat ekonomiese groei wat swakker gaan wees as wat ons aanvanklik gedink het. En die gevolg van dit alles, en almal weet dit natuurlik, dis nou niks nuus wat ek nou met julle deel nie, die gevolg van dit alles is dat die finansiële markte het 'n behoorlike bloedbek gekry die afgelope 2 weke of so. Die markte is baie skerp af. En dit is waar dit nou kom by die belangrikheid om die persoonlike finansies reg te bestuur. Onthou, 'n belangrike ding, en mense moet dit doen. Jy moet vir jou 'n baie goeie finansiële adviseur kry. Kry vir jou finansiële adviseur, kom by mekaar, laat ons presies vasstel. Wat is jou spesifieke risikoprofiel? Wat is jou behoeftes? Wanneer wil jy aftree? Hoeveel kan jy spaar? Dat alles moet vasgestel word, en dit sit bes alles deel van jou finansiële plan. En dan het jy 'n langtermyn finansiële plan. Hierdie langtermyn finansiële plan word uitgelê voor die tyd. Dis nie 'n ding wat kort verander moet word nie. Dis natuurlik iets wat kort opgerateer moet word, maar jy verander dit nie van dag tot dag nie. En dit vat is, dan word jou geld gevat, dit word in sekere potte ingesit, in sekere beleggings ingesit, met die oog op uiteindelike aftrede, sodat jy finansiëel onafhanklik kan gaan aftree. En dis waar mense 'n baie groot fout maak. Nou kom nou 'n krisis soos hierdie, was baie keer krisisse soos hierdie al gewees. Ek het al baie van hierdie tipe van goed gesien. Die markte val baie skerp, dan verkoop almal alles. Die markte sodra hulle alles verkoop, en dan styg die marke weer, en dan wil hulle begin koop. Dit is die verkeerdste ding denkbaar, mense. So moenie jou persoonlike langtermyn finansiële plan nou gaan staan en verander nie. Dateer dit op, natuurlik, dis heeltemal korrek, moet veral nie groot veranderings gaan aanbring wat jou beleggings gaan betref nie, want jy gaan die verkeerde besluite neem, jy gaan emosioneel optree, en dis die verkeerde ding om te doen. Die beste is, sit op jou hande en doen niks nie. Dis waarskynlik die beste ding om te doen.